Kan jy glo, ons begin alweer met 'n nuwe jaar. Kyk, ek is lus vir hierdie jaar. Ek het heerlik gerus tydens my vakansie en nou is ek gereed om weer skouer aan die wiel te sit, want kyk, ek het sommer groot planne vir hierdie jaar. Peggy Tony Horton het 'n vreeslike mooi ding geskryf wat ek sommer teen my yskas wil opplak. Hy sê, elke nuwe jaar lê daar 'n boek voor ons met 365 skoon bladsye. Kom ons skryf hulle vol met vergete dinge van verlede jaar, die woorde wat ons vergeet het om te sê, die liefde wat ons vergeet het om te wys en die omgee wat ons vergeet het om te deel. Is dit nie mooi nie? Waarmee gaan jy jou nuwejaarsboek se 365 bladsye volskryf? Ons gaan almal, dieselfde 365 dae kry. Maar weet jy wat hierdie dae vir jou gaan beteken? Dit gaan afhang van watse betekenis jy in die dag insit. Jong, ek glo saam met C.S. Lewis, 'n mens is net nooit te oud om nuwe doelwitte vir jouself te stel of 'n nuwe droom te droom nie. Ek wil jou 'n bietjie vra, wat is jou droom vir 2025? Wat is jou doelwitte vir hierdie komende jaar? En nou moet jy glad nie deurmekaar raak met nuwejaarsvoornemens nie, hoor? Nee. Voornemens is jou ingesteldheid en jou wense. Ek vra of jy 'n droom het vir jou nuwe jaar en of jy daardie droom al laat grondvat het in doelwitte met keerdatums en meetbare resultate. Jong, as jy sukkel, kan jy gerus my boek, jy kan as jy wil, nader trek, maar kom ek deel een van my drome met jou om te verduidelik wat ek bedoel. Dis my droom dat die nuwe aanlyn platform, waarvan jy ook natuurlik nou 'n lid is, in 2025 sal groei. Saam met my span het ek nou 'n doelwit bepaal om ten minste 1000 te bereik teen November, wanneer ons 'n volle jaar aan die gang gaan wees. Ons gaan letterlik elke week ons bemarkingsstrategie en ons produkte hersien en ons gaan dit verander om seker te maak ons bereik ons doelwit. Man, ek is verskriklik lus vir die werk wat gedoen gaan word om dit reg te kry. Ek het natuurlik 'n fantastiese span wat weet hoe om te bemark. Jong mense. Ja, hulle dink anders as ek. Hulle tik my nogal dikwels op die vingers. Maar nou ja, ek neem dit nou maar, want wat sal ek dan nou weet volgens hulle? Maar nou ja, kom ons gaan aan. Ek weet dat nie alle mense so opgewonde is soos ek oor die onbekende 12 maande wat voorlê nie. Ek moet glad nie sleg voel as jy dalk nog nie 'n droom het of enige doelwitte in jou dagboek neergeskryf het nie. Moenie met jouself raas as jy dalk klaar moeg en benouderig voel nog voordat die jaar begin het nie. Dis heel moontlik jou temperament wat maak dat jy 'n bietjie meer gereserveerd en versigtig is en dat jy aanhou uitstel om doelwitte te stel. Of dalk het jy 'n paar moeilike en uitdagende maande of selfs jare agter die rug en dan is 'n mens noodwendig meer bekommerd en minder entoesiasties oor die begin van 'n nuwe jaar. Dalk is dit vir jou frustrerend dat almal so praat oor drome en doelwitte, want jy voel jy kry dit skaars reg om net dag vir dag te oorleef. En dalk voel jy selfs daar is fout met jou dat jy nie doelwitte het nie, of dat jou doelwitte nie groot en belangrik genoeg is nie. Jy weet mos hoe elke nuwe jaar sommer so bruis met nuwe lewe en transformasie. Vir party mense is dit 'n heerlike gedagte, maar vir baie ander mense, is dit intimiderend.
Ek dink ons het deesdae met sosiale media soveel mense om ons wat op sulke groot skaal nuwe dinge aanpak en so dramaties transformeer, dat baie mense hulle self daarmee vergelyk. En wat gebeur dan? Dan voel hulle onbekwaam en hulle voel soos 'n mislukking. Ek sê dit oor en oor. Moet asseblief nie jouself met ander mense vergelyk nie. Fokus net op jou eie lewenspad en jou eie reis op pad na die bestemming wat jy self gekies het. Maar net jy kan weet wat die roeping is vir jou lewe. En net jy bepaal die koers. En net jy besluit watter mylpale jy langs die pad wil inplant en wat jy wil bereik. En dis natuurlik 'n lewenslange gesprek tussen jou en jou Skepper om seker te maak jy is nog op koers en jy luister nog na sy roepstem om 'n verskil in hierdie wêreld te maak op jou unieke manier. Nou maar goed, ek weet hoe werk die werklikheid. Ons sien tog maar raak wat ander mense doen en dit lyk altyd of hulle soveel meer doen as ons en dan begin ons wegkruip eerder as om net aan te hou op ons eie manier. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Alle mense groei en verander deur die loop van hulle lewe. Ons is geskape om te groei en te verander en kom ek sê sommer nou vir jou, selfs al sou jy kies om alle groei en aanpassings teen te staan, sal die lewe jou doodgewoon dwing om te transformeer. Hoekom? Want dis deel van God se plan om ons te laat groei in geloof, te laat groei in ons liefde vir hom, te laat groei in ons liefde vir ons naaste, net soos onsself. Nou ja, as jy wil groei in geloof en as jy wil groei in liefde, gaan jy noodwendig moet transformeer. Ja, jy gaan meer kennis moet bymekaar maak. Jy gaan wyser moet word in jou keuses en besluite. Kortom, jy gaan soos 'n rispe moet groei en 'n papie word in 'n kokon en dan eendag kruip jy soos 'n skoenlapper uit en daardie skoenlapper vlieg dan hoog soos die Here bedoel het. Jy maak die wêreld 'n mooier en 'n beter plek en mense kyk na jou en sien in jou transformasie raak hoe 'n mens kan verander en groei en jou doelwitte bereik. En dit motiveer hulle om aan te hou met hulle eie transformasieproses. Maar Lenet, sê jy dalk, ek kry dit nie reg om 'n skoenlapper te word nie. Dit voel vir my of ek net nooit verder kom as om 'n rispe te wees nie. Daar is so baie mense wat so suksesvol is en so baie dinge reg kry, Lenet. En soos die mooiste skoenlappers rondvlieg. Ek is nie een van hulle nie. En ek weet ook nie of dit ooit met my gaan gebeur nie. Laat staan al hierdie dinge en opgewondenheid oor 2025 man. Ja, of net dalk wil jy vir my sê, Lenet, ek is al jare lank soos 'n papie. Ek het 'n groot trauma beleef. Ek het 'n groot verlies gehad en dinge word net nie beter nie. Al probeer ek hoe hard. Ek wag en ek bid en ek glo in my transformasieproses. Ek glo heeltyd daaraan, maar dis absoluut of die lewe stil staan vir my. Dis soos om in 'n donker kokon te wees en ek wag vir die dag dat ek kan losbreek met my nuwe vlerke en wegvlieg na Blomtuin, maar daardie dag vat so lank om te kom. Nou kyk, dan wil ek vir jou sê, so op die drempel van 12 nuwe maande, ek hoor jou en ek verstaan jou. Meer nog,
Die Here hoor jou en hy verstaan. En dis hoekom ek nou oor skoenlappers en rispus wil praat. En ek wil iets sê wat min mense vir mekaar sê. Dis ook okay as jy 'n rispe is. Ek wil vertel jou hoe werk die lewe van rispus. Ons sien die skoenlappers raak en gee vir hulle komplimente omdat hulle so mooi en so grasieus is. Maar ons fokus glad nie op die lang proses waardeur daardie skoenlapper gewerk het nie. Elke fase is ewe belangrik en ewe kosbaar en ewe noodsaaklik. En daarom verdien rispus ook komplimente en erkenning. Jong, ons kan mos nie net goed voel oor onsself as ons spreekwoordelike skoenlappers is nie. Ons kan nie net lus wees vir die lewe as ons van blom tot blom vlieg nie. Ons moet ook goed voel oor die lewe en goed voel oor onsself as ons 'n rispe of 'n papie is. Elke fase van jou lewe is iets om oor dankbaar te wees. En in elke tydperk van jou groeiproses is daar dinge waarop jy trots kan voel terwyl jy nog op pad is na jou skoenlapperfase. Ek vra vir jou vandag, moenie in die slaggat trap om die skoenlapper en die rispe as twee aparte wesens te sien nie. Ja, moenie dat die skoenlapper al die aandag trek en dan maak dat jy die tydperk van die rispefase afjaag nie. Nee, jou rispefase is ook deel van jou roeping en dit het 'n doel en dit verdien net so baie eer en respek en bewondering. Kom ons begin by die begin van 'n skoenlapper se lewe. Uit al die massas eiertjies wat 'n skoenlapper lê, broei net een uit elke 20 eiertjies uit. Net een uit elke 20. Dink net, daardie piepklein wurmpie is spesiaal net omdat dit uitgebroei het. Net om hier in hierdie lewe te wees, maak jou reeds spesiaal. God wil jou hier hê. Jy is gemaak vir 2025, al voel jy dalk klein en minder belangrik of 'n bietjie huiwerig. Nou ja, terug by die skoenlapper. Daai kleine baba wurmpie moet nou deur 5 groeifases werk om tot by die fase van 'n papie te kom. Ja, 5 fases. Dit gebeur natuurlik nie oornag nie en net so hoef jy ook nie in 'n jaar of selfs 5 jaar of selfs 50 jaar dit reg te kry om 'n skoenlapper te word nie. Is dit nie bevrydend nie? Jong, jy sal weet wat dit is wat jy wil bereik om te voel jy het 'n skoenlapper geword. Maar as jy net heeltyd gaan fokus op die feit dat jy in jou opinie nog nie 'n skoenlapper is nie, gaan jy al die oorwinnings en suksesse in jou rispefase mis. 'n Mens kan nie altyd beelde uit die natuur net so van toepassing maak op ons elkeen se unieke en eie soortige lewe nie. Maar weet jy, die natuur het rispes net so nodig as skoenlappers. Sommige rispes word nooit skoenlappers nie. Maar dit beteken nie hulle lewetjies was doelloos en nutteloos nie. Ja, sommige rispes bevat chemiese stowwe in hulle lyfies wat voëls se vere, ja, hulle klere gee. Jy het dit nie geweet nie? Dink net, party rispes se lewensdoel is om voedsel vir 'n voeltjie te wees en selfs te sorg vir hulle klere. Die klere van voëls is nie net vir ons as mense mooi om na te kyk nie. Daardie klere help die voëls om broeimats aan te trek of skrikroofdiere af.
Kortom, die rispe is noodsaaklik vir die oorlewing van daai voëlspesie. Nou kyk, niemand het die reg om vir 'n ander persoon te sê waar hulle trek in hulle transformasieproses nie. Niemand kan na 'n ander persoon kyk en sê, jy is so oulik, jy is 'n skoenlapper, maar jete, jou vriendin is minder oulik. Sy is seker nog in haar ruspefase, nee? Nee. Nooit mag ons so oordeel oor mekaar nie. Maar ons doen dit tog met onsself. Hoe sien jy jouself? Sien jy jouself as 'n skoenlapper wat hoog vlieg en nou in die nuwe jaar nog hoër gaan vlieg? Of sien jy jouself as 'n rispe? Niemand wat nog nie naastenby genoeg getransformeer het nie. En nie naastenby so goed en besonder soos 'n skoenlapper is nie. Dink jy dalk selfs dat jy nooit daarby gaan uitkom om 'n skoenlapper te wees nie? Wel, dan wil ek vandag vir jou aanmoedig om jou ruspefase te omhels en te waardeer en te geniet. Jy gaan in ieder geval 'n skoenlapper word. Met ander woorde, jy gaan in ieder geval groei. Groei in jou beste mens wat God jou bedoel het om te wees, want hy werk in jou en in jou lewe. Maar dalk gaan jy langer neem voordat jy die skoenlapper in jou raak sien. Hoekom sal jy jou dan kastei daaroor? Hoekom is jy so kwaai met jouself? Omdat jy in jou eie oë 'n rispe is. Miskien, net miskien, as jy raak sien hoe baie jy al gegroei het en hoeveel uitdagings jy al oorkom het, kan jy meer fokus op die dinge wat jy hier en nou wil bereik. Die skoenlapperfase se uitdagings sal op hulle tyd kom. Maar jy het nou dinge wat jy kan doen om die wêreld 'n mooier plek te maak. Dis dalk in jou oë op 'n kleiner skaal as iemand anders se bydra. Maar jy moet my glo, ons wêreld kan nie sonder jou bydra regkom nie. So gaan doen jou dinge op jou manier en maak 2025 jou beste rispejaar ooit. En as jy voel of jy vasgevang is in 'n passiewe, statiese kokonjaar, dan gaan my hart uit na jou toe. Kan jy asseblief aanhou? Kan jy aanhou glo dat 'n seisoen van stilstand ook groei bevat? Daar is nie reëls wat sê hoe vinnig ons uit ons kokonne moet kom nie. Jy mag jouself letterlik net soveel tyd gun as wat jy nodig het om in stilte en so op jou eie aan te pas, tot jy gereed voel, om weer voluit te leef, soos 'n skoenlapper, wat vir 'n tyd lank op 'n onsigbare, beweginglose manier met 'n metamorfose besig was. Ek is natuurlik seker as papies kon praat, sou hulle vertel hoe aaklig die eensaamheid en die lang wagtydperk vir hulle was. Ons mag maar vir mekaar sê, dis vir ons ook nie lekker om soms in die wagkamer van die lewe te sit, totdat ons gereed is om op te staan en 'n deur na 'n nuwe toekoms oop te maak nie. Weet net asseblief dat die wagtydperk ook weer verbygaan. Bly asseblief dapper en hou asseblief geduldig aan met wag. Skryf jou gevoelens neer. Praat met 'n beraader. Vra dat mense vir jou sal bid. As skoenlappers kon praat, sou hulle vir ons vertel hoe baie hulle die rispefase geniet het, net soos hulle nou die skoenlapperfase geniet. Hulle weet mos, hulle is een en dieselfde wesentjie en die hele totale groeiproses is wat skoenlappers hulle lewe sou noem. 'n Skoenlapper begin tog nie eers met lewe wanneer hulle uit die kokon kruip nie.
Nee, die skoenlapper se lewe begin daar waar hy of sy uit die eiertjie kruip as 'n klein, kwesbare, dapper wurmpie. As 'n skoenlapper dan nou deur die 5 rispefases gegroei het en ook uit die kokon gebreek het, jong, dan lê daar steeds werk voor. Geen skoenlapper kan aftree en net op blomme lê en mooi lyk nie. Ja, natuurlik. Dis 'n groot triomf om te transformeer tot in die aantreklike en indrukwekkende skoenlapper wat deur almal bewonder word. Maar daar is steeds groeiwerk om te doen. In die natuur is skoenlappers noodsaaklik vir die bestuiving van plante en natuurlik ook om die eiertjies te lê wat sorg vir 'n nuwe generasie skoenlappers. Jy kan self besluit wat jou bestuivingswerk is en hoeveel eiers jy by wyse van spreke gaan lê. Dit gaan nie net oor kinders kry nie, hoor. Ons praat nou van jou nalatenskap. Jy kan dit opsom deur jouself te vra: wat gaan ek wil hê moet mense van my sê in Desember 2025? Dalk gaan hulle inderdaad sê jy was die ouer van 'n kind of kinders. Dalk gaan hulle praat oor die besigheid wat jy opgebou het. Dalk gaan hulle onthou jy het boeke geskryf of die mooiste klere gemaak of jy was die wonderlikste onderwyser ooit. Dalk gaan hulle saggies fluister oor jou baie geld of hoe aantreklik jy was. Maar uiteindelik gaan mense vir mekaar sê of hulle bly is hulle ken jou of nie. En hoekom hulle van jou hou of nie. Jong, dit klink hard en dit klink wreed en dit klink erg, ek weet. Maar dis hoe dit is met mense en hulle nalatenskap. Uiteindelik is die belangrikste impak wat jy op mense het, die gevoel wat hulle beleef in jou teenwoordigheid en dis wat mense gaan onthou. Iemand het een keer vir my vertel dat toe sy pa oorlede is, het hy baie gehuil. Maar het hy gesê, ek voel so bevoorreg om so 'n liefdevolle, besonderse pa te gehad het, wat ek so baie gaan mis. Maar het al sy geld weggegee, omdat hy so goed was vir mense, en hy het ons alles geleer van goeie verhoudings. Ek is so dankbaar om oor hom te kan huil. Is dit nie mooi nie? Toe hierdie man se ma baie jare vroeër oorlede is, het hy niks gehuil nie. Want sy was 'n moeilike en 'n onaangename mens. Hy het haar nie gemis nie. En dit was vir hom sleg dat hy geen traan oor haar kon stort nie. Dis die tipe nalatenskap waaroor ons moet dink wanneer ons die nuwe jaar aanpak. Nidu Kubain het gesê, ons huidige omstandighede bepaal nie waarheen ons mag gaan nie. Dis maar net waar ons begin. Mag jy hoop in jou hart hê vir 'n gelukkige en 'n suksesvolle jaar. En mag jy hierdie jaar met dankbaarheid begin vir al die nuwe geleenthede om te groei en te verander op jou manier en teen jou tempo.